Baie dankie, agbare jong speaker. Toe ek skool gehou het daar dikwels 'n kind na my toe gekom en presies verduidelik hoekom dit glad nie sy skuld is dat hy nie vir hierdie toets kon leer nie. Dan het ek vir hom gesê, dis miskien nie jou skuld nie, maar dit is jou probleem. Nou Eskom is ons probleem, hoewel dit nie ons as gewone burgers se skuld is, die toestand waarin hy is nie. Nou energie as 'n kommoditeit, verras 'n mens eintlik dat die prys daarvan nou juis in die parlement bespreek word. Want kommoditeitspryse word in die mark bepaal, maar daar is natuurlik 'n goeie rede hoekom kragpryse 'n geadministreerde prys is, en dit is die feit dat daar een enkele geweldige groot, oorweldigende verskaffer van elektrisiteit is vir wie niemand juis kan vra watter vinger hy wil hê nie. Nou dit beteken dat NERSA inkom en alle belange in ag neem en as Eskom aansoek doen vir 'n tarief om dit dan goed te keur of af te keur of te wysig. Belangrik om daarop te let dat so 'n geadministreerde prys nie noodwendig 'n arbitreëre prys is nie. Dis maar baie soos die petrolprys wat elke maand opnuut die vorige maand se koste in ag neem in die volgende tarief. Dis net oor 'n langer termyn. Maar wat belangrik is dat dinge by Eskom skeef geloop het. Dis natuurlik belangrik dat soveel as moontlik mense krag moet hê, selfs al kan hulle dit nie bekostig nie, maar dit moet dan 'n maatskaplike uitgawe wees en nie Eskom se besigheidsuitgawe nie. Dan is daar die swak aanstellings en nie te veel bestuursinstellings, aanstellings. Nou die baie bestuurders kos nie soveel as jy na die totale omset van ons Eskom kyk nie. En die probleem is dat hulle sulke swak besluite geneem het. Nou kom ons op die punt waar ons sê Eskom se skuld is staatsskuld. Of dit nou direk deur die staat oorgeneem word as 'n sogenaamde bail-out of 'n reddingsboei en of dit as 'n Eskom as staatsonderneming direk geskuld word. Dit bly staatsskuld. Ons gaan op 'n of ander manier daarvoor betaal. Ons gaan daarvoor betaal deur hoër tariewe, of as ons nie gaan ons daarvoor betaal deur belasting, maar betaal gaan ons betaal. Dis nie ons skuld nie, maar dis ons probleem. Nou wat interessant is die geweldige verskil wat private opwekking van krag oor die afgelope jare gemaak het. Daar is lede en hulle dra dikwels rooi klere wat glad nie hou van private opwekking nie, wat sê maar dit is onbetroubaar, dis wisselvallig. Net gister het daar 'n baie interessante studie uitgekom wat sê hoeveel krag gespaar is deurdat daar selfs helder oordag, wanneer daar te veel krag opgewek word op huise en geboue se dakke, daai krag gebruik kan word om die sogenaamde pump storage, die hidroelektriese krag wat afkom en wat dan wanneer daar surplus krag is weer boontoe gepomp word om in spitstyd weer af te kom, hoe dit ons eintlik hier 2 na 3 fases van elektriese van 'n beurtkrag gespaar het. Nou wat het nou eintlik gebeur? Wat in werklikheid gebeur het, is mense het hulle eie krag ingesit, eers om beurtkrag te voorkom, en toe omdat dit hulle minder kos, omdat dit vir hulle goedkoper is. En daarmee het 'n geadministreerde prys in effek verander in 'n vrye mark. Maar mense kyk of hulle hierdie geadministreerde prys kan bekostig. As hulle nie kan nie, dan maak hulle 'n plan. Ek woon in 'n gemeenskap waar die hele gemeenskap saam 'n groot battery opsit, iets wat ek op my eie nie kan bekostig nie, maar as gemeenskap is dit moontlik. Dit is die keuses wat ons maak, en ek wil sê groot toesprake is lekker, maar energie selfstandigheid is lekkerder.